Soms is dit vir my so hartseer dat so min mense besef dat die kosbaarste oomblik wat ons het, hierdie oomblik is. Hy gaan nooit weer wees nie. Jy gaan nooit daar sit waar jy sit en na my luister nie. Jy gaan nooit so sit soos wat jy nou sit en luister, saam met die, dalk saam met wie jy luister nie. Dit is wat hierdie oomblik so besonders maak. En daarom wil ek ook vanoggend weer vir jou uitnooi, om ook vanoggend jou sit te kry op die skoot van jou hemelse Vader, en om hom toe te laat, om jou te bederf met al sy liefde. Welkom weer vanoggend by ons Sondagoggend stil word. Nou ons tema vandag is, onder wie se heerskappy leef jy? Kolossense 1 vers 13. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. En dan ook vers 16 tot 20 van Kolossense 1. Alles is deur hom en vir hom geskep. Dit is nou Jesus. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy, Jesus, is die hoof van die liggaam van die kerk, van sy volgelinge. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy, dit is God, die vrede herstel. Deur hom Jesus het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ek was student, die hare was lank, so lekker weggesnor gehad. En toe is ons opgeroep weermag toe. In die weermag aangekom is jy gestroop van alles wat jou uniek jy maak, en dan is jy uitgerus met die weermag se klerekas. Jou klerekas het omtrent bestaan uit 'n paar overalls, dan 'n paar gewone bruin hemde en broeke, bootse, kouse, en dan jou stepbelts, jou moois wat jy aangetrek het as jy uitgegaan het. En dit was omtrent dit. So almal het dieselfde gelyk, en natuurlik dan het jy twee dinge gekry wat absoluut uniek was aan die weermag. 'n Nuwe vrou, en dit was jou R4, jou geweer, en dan ook 'n nuwe pa, jou korporaal. En jy is sommer gou gemaak verstaan, luister, dit maak nie saak wie jou pa is, wat hy doen, wat hy kan doen vir jou en al hierdie dinge nie, jy is nou in die weermag. En hierso is jou korporaal jou pa, en jy luister net vir een persoon, en dit is jou korporaal. En dan het die pret begin, dan het jy begin oefen, en ek wil vir jou sê, nie net oefen nie, oefen totdat jou tong op die grond rondsleep. En as jy dit nie reg doen nie, dan sê die korporaal, sien jy daar boom, is jy al terug? En dan moet jy maar hardloop. En dan natuurlik, omdat jy in die weermag is, moet jy ander dinge leer. Jy moet leer hoe om daardie vrou van jou te gebruik, jou geweer. Jy moes leer skiet. Jy's geleer om daardie geweer uitmekaar uit te haal, so vinnig aan mekaar te sit as wat jy kon. Selfs as jy geblinddoek, en dan moet jy dit met toe oë doen, sodat jy te alle tye, as hy sou stoor, dit wil sê as hy nie wil skiet nie, dat jy hom kan regmaak, aan mekaar kan sit en verder kan skiet. Inspeksie was 'n ander ding geweest. Jy moes jou klere opvou. Jou bed het soos 'n vierhoutjie boksie gelyk. Al jou klere in die kas moes perfek gevou wees, perfek gehang wees, die wat gehang het. Jou skoene moes so geblink het, dat jy jouself omtrent in hulle kon skeer, soos wat jouself in hulle sien. So na jou basiese opleiding is jy dan uitgeplaas in sekere ander spesialis
gevegseenhede. Jy het infanterieskool toe gegaan, of jy het geniekorps toe gegaan, of jy het syners toe gegaan, of jy het spesialismagte toe gegaan. In hierdie spesialiseenhede het jy dan spesialisvaardighede geleer. Hulle het vir jou geleer hoe om met groot kanonne te skiet. Hulle het vir jou geleer hoe om te sein. Hulle het jou geleer hoe om te vlieg as jy lugmag toe gegaan het. So, dis omtrent soos die stapsoldaatjie liedjie. Jy het 'n stapsoldaatjie geword, of jy het 'n skietsoldaatjie geword, of jy het 'n vliegsoldaatjie geword. Nou in die weermag het jy ook baie vinnig en gou geleer. Dit gaan nie net oor jou nie. Dit gaan daaroor dat julle vir mekaar daar moet wees. Dat daar kameraadskap, lojaliteit moes wees. Al het jy nie van iemand gehou nie, al het jy nie gehou van watter span hy skree, watter politieke partye is, watter kleur hy was nie, as die tekkie die teerslaan, dan moes jy daar wees om. As hy geskiet is, dan moes jy hom uitgedraad uit die gevegsfront uit. Want nooit het jy een van jou maats, een van jou buddies daar gelos nie. Jy het nie as 'n individu gefunksioneer nie. Jy was deel van 'n bataljon, van 'n company, van 'n peloton. Nou sal jy seker wonder, waartoe werk ek met dit alles? Ek werk na 'n punt toe, soos wat ons gesê het, ons tema vandag is, onder wie se heerskappy leef jy? Soos wat ek ook verlede week vir jou gesê het, toe Jesus gekom het, het hy gesê, die koninkryk van die hemel het nou naby gekom, het 'n werklikheid geword met sy koms na die aarde toe. En dan is daar 'n klomp metafore, klomp beelde wat hy gebruik, om te verduidelik hoe lyk die koninkryk. En een van die voorbeelde wat Paulus baie gebruik, is die van 'n liggaam. Hy sê, Jesus is die hoof, onthou jy soos wat ek net vir jou gelees het? En almal van ons, alle mense, is deel van sy liggaam, en elkeen van ons het 'n spesiale plek en 'n spesifieke doel. So kom ons kyk gou na Jesus se koninkryksweermag. Hy het ook manne opgeroep tot diens. Hy het gaan staan by 'n klomp wyd uiteenlopende manne, vissermanne, 'n tollenaar en 'n hele klomp ander manne. Elkeen met 'n spesifieke persoonlikheid, met 'n spesifieke herkoms, wat hom anders gemaak het as die ander wat deur Jesus geroep is. Toe begin hulle met basiese opleiding. So onmiddellik het hulle lewens radikaal verander. Hulle het hulle gesinne gelos en hulle het begin om Jesus te volg. Hulle het saam met hom, agter hom aangeleef. En sommer reg in die begin het Jesus vir hulle vertel, hoe werk dit in sy koninkryk? Wat is die reëls wat geld in sy koninkryk? In Matteus 5-7 kom sê hy vir hulle, hierdie koninkryk se reëls en alles in hierdie koninkryk werk anders as waarmee julle groot geword het, as hoe julle dink oor dinge. Die wonderlike is, Jesus het altyd voorgestap. Jesus het nie gesê, maak soos wat ek sê nie. Hy het gesê, volg my, maak soos wat ek doen. Kom ek wys vir julle, hoe doen 'n mens in die koninkryk? En toe het hy ook hierdie klein weermaggie van hom uitgeplaas. Hy het hulle uitgestuur. En hy het gesê, nou is dit julle beurt om te gaan doen. Want dis interessant, in Matteus 5 sê Jesus, sommer dadelik vir hulle, het gaan nie oor my nie, ek is die lig wat na die wêreld toe gekom het, soos Johannes gesê het, maar julle moet nou die lig vir die wêreld en die sout vir die aarde gaan wees. Almal het na Jesus gekyk en verwag, hy gaan iets doen, en hy sê, julle moet die doenwerk doen. En dan net soos in die weermag, het alles gegaan oor een ding, en dit is lojaliteit, gehoorsaamheid aan God, en daar wees vir mekaar. Jesus vat mos die wet saam, en jy moet God lief hê, jou naaste, soos jouself. En dan het hy hulle nie een uitgestuur nie, hy het hulle 2 uitgestuur.
Hulle moes as 'n span saamwerk, ongeag daarvan of hulle van mekaar gehou het, ongeag daarvan of hulle met mekaar saamgestem het oor dinge, hulle moes gaan doen wat Jesus hulle geleer het. So hulle het onder opdrag en gesag van die hoof. Jesus was die hoof van die liggaam. En hulle het net gedoen wanneer Jesus vir hulle gesê het, of wanneer sy gees vir hulle gedring het, gewys het om dinge te doen. En toe hulle terugkom na hulle uitgestuur was, kon hulle nie ophou praat oor alles wat die gees deur hulle gedoen het nie. So alles vooraf was deel van Jesus se basiese opleiding, sy spesialisopleiding, sodat hulle die geestelike leiers, die korporaals in die koninkryk kon word. En toe ewe skielik, toe is die generaal weg. Toe sterf Jesus. Toe word hy begrawe. Hulle spat uit mekaar en vlug weg. En hulle dink dit is nou verby. Maar toe staan Jesus op. En toe kom wys Jesus vir hulle, dat hierdie koninkryk waarvan hulle geleer het, oor soveel groter, soveel meer gaan, as wat hulle verstaan het. En dat hierdie koninkryk begin by een ding, en dit is 'n hart wat moet verander. 'n Hart soos wat Jesus gehad het, 'n hart van liefde. En so sien hulle hom opvaar, en hulle wonder wat nou. En hy sê vir hulle, nou, moet julle soos wat ek julle basiese opleiding gegee het, soos ek julle disippels van my gemaak het, moet julle ander disippels gaan maak. En hy sê vir hulle, gaan na Jerusalem toe en gaan wag op die gawe van die Gees, want hy gaan vir julle krag gee. Hy is die een wat julle in die waarheid sal lei. Hy is die een wat nou in julle woon. Hy is nou julle veggeneraal in elke situasie. En toe die Gees uitgestort is, op wie is hy uitgestort? Net op sekere mense? Nee. Op alle mense. Weer 'n keer kom wys God, dit gaan nie oor sekere mense nie. Die genadepyplyn se tyd is verby, nou gaan dit oor almal wat mens is nou deel van sy koninkryk. Maar die vraag is, het jy al aangemeld vir Jesus se disippelskap weermagopleiding? Want hy sê mos, ons is gewikkel in 'n geveg, nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte, die owerhede en alles van die duisternis. Nou kom ons trek hom nog bietjie nader aan ons eie velle. Ek wil 'n vreeslike gewaagde ding sê, maar dit is ongelukkige waar. Die Christendom het sy geloofwaardigheid verloor, omdat mense vir te lank te veel gepraat het, terwyl hulle doen nie gewys het wat hulle glo en wat hulle bely met die mond nie. En hoekom is dit so? Jy sien, ons het 'n paar dinge misverstaan. Ons het verstaan, toe Jesus het gemaak disippels, het ons verstaan gaan maak bekeerlinge, wat nooit Jesus se idee was nie. Jesus het net vir 12 manne verantwoordelikheid aanvaar. Ons is braaf genoeg om vir duisende, derduisende verantwoordelikheid te aanvaar. Onmoontlik. Jesus het belê in persoonlikheidsontwikkeling in elkeen van sy disippels. Hy het presies geweet, waarvoor gaan hy hulle in die toekoms gebruik? En dit was deel van hulle spesialiste opleiding. Jy sien die basiese essensie van mens wees binne die koninkryk van God, het Jesus vir hulle geleer. Hoe bid jy? Onse Vader, verhouding. Hoe leef jy in afhanklikheid? Nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Hoe kom jy vry van jou programmering? Petrus op die dakstoep, die laken vol onreine diere. Petrus lag en eet, Here, ek kan nie, ek is 'n Jood. Petrus, wat ek gereinig het, mag jy nie onrein ag nie. En net soos wat ons in die weermag geleer is, ons luister net na die korporaal se stem, het Jesus gesê, sy skape ken sy stem, hulle luister na hom en hulle volg hom. 'n verdere probleem is, ons is nooit geleer wat dit beteken om met Jesus se karakter te lewe nie.
met integriteit, met eerlikheid, met blydskap, met vriendelikheid, met prioriteite en al hierdie ander dinge nie. En daarom wil ek weer vir jou vra, onder wie se heerskappy lewe jy? Lewe jy onder jou baas by die werk se heerskappy, jou kerk se heerskappy, jou vrou of man se heerskappy, nog steeds onder jou ouers se heerskappy? Daar's 'n ander manier. Jesus sê hy kom wegvat. Jy kan nou onder sy gesag, in verhouding, in gehoorsaamheid aan hom, begin beleef en ervaar wat sy gees wat in jou woon, deur jou wil doen, en hoe hy jou wil leer en lei in sy waarheid, om te word wat hy weet jy kan wees. Nie meer 'n draadkar nie, maar 'n spierdier in die geloof. Mag jy hierdie week al hoe meer leer wat dit beteken om in gehoorsaamheid onder gesag van Jesus as die hoof van die liggaam te lewe. Amen. Ja, my Vader, ek besef ook vandag, ek het na so baie mense se stemme geluister, elkeen met sy eie opinie, dat ek nie meer u stem kon hoor nie. En omdat ek nie u stem kon hoor nie, het ek die pad byster geraak. Maar dankie dat u vir ons die belofte gee, dat u die 99 skape los, daardie een gaan soek, wat weggeraak het, wat seer gekry het. Ek wil ook vra vandag, Here, kom leer my deur u Gees, wat dit beteken, en hoe ek werklik 'n disipel van u kan word. Amen. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer stuur na die volgende nommer 08282164333. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewelig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Shaal Botha Lewelig. Sakke vol seën vir jou en hê 'n wonderlike week. Leef tevrede.